Vandag se lesie gaan ons nog verder met ons funksies en ons is nou nog besig met die reguit lyn. Nou in vandag se lesie gaan ons nou kyk hoe ons te werk gaan met die bepaling van 'n vergelyking van 'n reguit lyn. Om die vergelyking van 'n reguit lyn te bepaal, moet ons kyk wat vir ons gegee is. So as in die eerste plek vir ons gegee is, die y-as afsnit en nog 'n koördinaatpaar. Wat gaan ons doen om die vergelyking van hierdie reguit lyn te bepaal? Onthou, ons het nou prentjies waarop 'n lyn geteken is en dan moet ons nou die vergelyking bepaal, of hulle gee vir ons net die inligting rondom die lyn en dan moet ons die vergelyking bepaal. So in die eerste plek gee hulle vir ons die y-as afsnit en nog 'n koördinaatpaar. Nou ons weet mos nou die standaard vorm van my reguit lyn. Onthou julle die standaard vorm? My standaard vorm is mos nou y is gelyk aan mx plus c. Nou moet julle mooi onthou, ons het gesê hierdie c is my y-as afsnit. En verder het ons mos gesê my m is my gradiënt of my helling. Met ander woorde, ons moet nou hierdie inligting gebruik om y gelyk aan mx plus c te bepaal. Nou die metode wat ons gaan gebruik wanneer hierdie vir ons gegee is, dit is baie belangrik, ons metode wat ons gaan gebruik. Jy gaan in die eerste plek wat doen? Dink gou mooi. Dis reg, wat is vir jou gegee? Jou y-as afsnit is vir jou gegee. So jy stel die y-as afsnit se y-waarde in c in. Ek skryf nou net die metodes neer en dan gaan ons nou voorbeelde doen. Dan die volgende ding wat ek gaan doen is ek stel die tweede koördinaatpaar in om m op te los. So dit is die metode wat ek gaan gebruik as ek die y-as afsnit gekry het en nog 'n koördinaatpaar. Nou die tweede manier wat hulle dit baie keer gee, is hulle gee vir jou twee koördinaatpare. Kom ek skryf net weer gegee. Wat is die tweede manier? Hulle gee vir my twee koördinaatpare. Al twee hierdie koördinaatpare wat dan op die lyn lê, né? So dit is 'n x en 'n y-waarde wat geldig is vir daardie lyn. Nou wat gaan jy doen wanneer jy dit het? Wanneer jy twee koördinaatpare het wat op 'n koördinaatpare het wat op die lyn lê. Goed, jy gaan hierdie twee koördinaatpare gebruik. Die eerste ding is, jy gaan jou gradiënt bepaal, né? Ons kan ons gradiënt bepaal met die verandering in y op die verandering in x. Dit het ons mos nou in ons vorige lesie gesien. y2 minus y1 op x2 minus x1. Wat baie belangrik is om hier te onthou nou net, is daai feit dat ons gesien het, by ewegewydige lyne, weet ons die een se gradiënt moet gelyk wees aan die ander een se gradiënt, want hulle lê mos teen dieselfde helling, as hulle ewewydig is. Met loodregte lyne het ons gesien, die een se gradiënt maal met die ander een se gradiënt is gelyk aan -1.
Dit beteken dan mos nou die een is die omgekeerde of resiprook van die ander een met die teenoorgestelde teken. Goed, so as ons nou M bepaal het, dan kan ons die volgende stapie wat ons doen, is om stel, jy kan enige punt van die twee wat vir jou gegee is instel, om jou C-waarde nou op te los. Een alternatiewe metode wat ons hier kan gebruik, is om beide die koördinaatpare in te stel, so nog 'n metode wat ons hier kan gebruik, is om beide die koördinaatpare in te stel, en dan vir M en C gelyktydig op te los. Dit is ook hoekom julle gelyktydige oplossings geleer het. So, nou toe, kom ons kyk na 'n paar voorbeelde, en dan is ek seker julle gaan mooi verstaan hoe om die vergelyking van 'n reguit lyn op te los. Soos net weer kyk na ons metodes terwyl ons besig is met voorbeeldjies. Goed, so hier het ek my x-as en my y-as. Ek het 'n lyn wat deur my y-as afsnit gaan, by die punt 3, en hier by die x-as afsnit gaan hy deur die punt 6. Nou is die vraag om die vergelyking van hierdie lyn te bepaal. Die reguit lyn grafiek wat deur die punt 3 en 6 gaan. As ons kyk na ons eerste metodetjie, of wat vir ons gegee is, kan ek in hierdie geval sien, die 3 is vir my gegee. Wat is die 3? Die 3 is my y-as afsnit. Met ander woorde, ek kan skryf y is gelyk aan mx plus 3. As ek nou mooi kyk na my grafiek, dan gaan ek moet sien, my grafiek gaan 'n negatiewe gradiënt moet hê. Die ander punt wat nou vir ons gegee is die x-as afsnit. So ek weet, hierdie x-as afsnit so koördinaatpaar is die punt 6 en 0. So, ek het nou in die eerste plek, het ek nou my y-as afsnit in C ingestel. Die tweede plek gaan ek nou hierdie punt 6 en 0 instel om M te bepaal. Met ander woorde, ek kry 0 is gelyk aan M maal 6 plus 3. As ek dit nou net wiskundig mooi skryf, dan is dit mos nou 6M plus 3. Goed, ek wil my M oplos, met ander woorde, my 6M kom oor, ek het minus 6M is gelyk aan 3. Ek wil M alleen hê, so ek moet deel deur minus 6, deel deur minus 6 aan die ander kant ook, want wat ek links doen, moet ek regs doen, so ek kry M is gelyk aan minus 3 op 6, wat gelyk is aan minus 'n half. Daarom kan ek sê die vergelyking van my reguit lyn is minus 'n half x plus 3. Dis sommer die eerste metode wat ek nou hier gebruik het. Julle kan sien, eintlik gaan enige van die metodes werk, want as ons nou kyk na al die ander metodetjies wat ons gesien het, ek gaan net die eerste een met al die verskillende metodes doen. As ek het y is gelyk aan mx plus c, dan kan ek ook nou my gradiënt bepaal, want ek weet nou, hierdie y-as afsnit is mos nou die punt 0 en 3. Met ander woorde, ek kan ook eers my gradiënt bepaal met my verandering in y op my verandering in x, wat y2 minus y1 op x2 minus x1 is. Met ander woorde, ek kan dit ook skryf as 3 minus 0 op 0 minus 6.
Onthou, ons het gekyk hierna dat dit baie belangrik is dat jou koördinaatpaar maatjies is die wat onder mekaar moet staan. Jy kan nie met die een eers begin en dan met die volgende x nie. So ons het 3 minus 0 is 3 op 0 minus 6 is minus 6. Met ander woorde, ek kry dit is min 1/2. Daarom kan ek sê y is gelyk aan min 1/2 x plus c. Nou, jy kan die punt gaan instel, maar jy weet mos nou duidelik uit jou kennis uit, dat 3 is my y as afsnit. Met ander woorde, ek het min 1/2 x plus 3. Ek kan hom net daar gaan instel. Kom ons kyk na ons tweede sketsie wat vir ons gegee is. Goed, hier is 'n volgende sketsie vir ons gegee. Hierdie sketsie gaan ook hier deur die 1 by my y-as. Goed, verder het hulle vir ons nou hier gegee, hulle het nou nie vir ons iets anders gesê nie, al wat hulle nou by hierdie ene bydoen is, hulle teken nou vir ons 'n prentjie, met hierdie reghoekige driehoekie, en hulle sê met ander woorde vir ons met dit, sê hulle hierdie is my reghoekige driehoekie, en dan sê hulle vir my hierso, het ek my x-waarde verander met 3 van die 1 punt af en my y-waarde verander met 1. So, in hierdie geval weet ons ook nou, y is gelyk aan mx plus c. So, wat is die ding wat hulle eerste vir my gegee het? Hulle het vir my y as afsnit gegee, en ek weet, my c is my y as afsnit. So ek kan weet y is gelyk aan mx plus 1. Maar in hierdie sketsie het hulle nou vir my gegee hoe my x en my y verander. So, as ons kyk na die verandering in y op ons verandering in x, ek wil mos nou my gradiënt nog bepaal, wat ek weet is my verandering in y en my verandering in x. So as ek nou hier gaan kyk na my prentjie, dan sien ek y het 1 meer geword. En as ek kyk na my x-waarde, dan sien ek x het 3 meer geword. Met ander woorde, my verandering in y op is 1 op my verandering in x wat 3 is. Ek sien my gradiënt moet positief wees, want ek het 'n stygende grafiek, so ek kan weet ek is reg. My vergelyking van my reguitlyn is dus y is gelyk aan 'n derde x plus 1. Nog 'n voorbeeldjie wat hulle vir ons gee. En dit het ons nou in ons vorige lesie oor die spesiale gevalle gesien. So hulle gee nou hier vir my 'n lyn. En hulle sê vir my, hierdie hoek wat hy nou vorm met die x-as, met die positiewe x-as is 'n 45 grade hoekie. Ok, verder sê hulle vir my, dat hierdie y-as afsnit is 4. So ek weet nou reeds, as ek kyk na my metode, weet ek mos nou, hierdie is my y-as afsnit, so as ek het y is gelyk aan mx plus c, dan kan ek daai 4 in my c se plek sit, so ek weet reeds y is gelyk aan mx plus 4. Nou die vorige een het ons gekyk na ons gradiënt, en ons het gesê, altyd as ons 'n hoekie van 45 grade maak, as die lyn 'n hoek van 45 grade maak, met my x-as, dan is my gradiënt
altyd gelyk aan 1. So ek kan sê, daarom gaan my vergelyking wees, y is gelyk aan x plus 4. Onthou, daar staan nou 'n spook 1 voor die x. Ons kyk na ons volgende voorbeeld. Ok, nou in hierdie voorbeeld, het ek nou 2 lyne. En hierdie lyne het hulle nou vir my die volgende inligting van gegee. Ek het lyn AB en ek het lyn CD en hulle sê vir my AB sny hierso by 1 en hy sny die x-as by 'n half. En CD sê hulle vir my sny die y-as by die punt -1. Wat hulle verder vir my gee, is dat hierdie 2 lyne ewewydig is aan mekaar. Nou onthou, ons het mooi gesê wat ons moet onthou. Baie belangrik, my een se gradiënt gaan gelyk wees aan my ander een se gradiënt. Goed, want die lyne is ewewydig aan mekaar. As ek kyk na my sketsie, as jy nou sommer so kyk na jou sketsie, gaan jy 'n positiewe of 'n negatiewe gradiënt hê. Dis reg, jou gradiënte gaan negatief wees. Ek het y is gelyk aan mx plus c. Wat vir my by die eerste een gegee is my y as afsnit. So ek gaan sommer kan sê y is gelyk aan, in daai c se plek, kan ek sit y is gelyk aan mx plus 1. Nou het ek nog 'n koördinaatpuntjie, en onthou daai koördinaatpunt is die punt 'n half en 0. So ek gaan hom sommer instel om vir m op te los. M maal 'n half plus 1. As ek hom mooi skryf, het ek 'n half m plus 1. Ek wil vir m oplos, met ander woorde, ek moet m alleen kry aan 'n kant. Ek sal hom oorvat. Hy pak nou sy tasse en hy trek, dan verander sy teken na 'n negatief toe, as hy aan die ander kant van die is gelyk aan kom. Goed, nou het ek 'n half m, minus 'n half m is gelyk aan 1. So ek gaan of deel deur minus 'n half, of ek gaan maal met minus 2. Kan jy verkies nou sommer om maar te maal met minus 2, want dan het ek daai kanseleer uit, maar wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek het m is gelyk aan minus 2. My vergelyking van my AB is met ander woorde, y is gelyk aan minus 2x plus 1. Nou kan ek weet my gradiënt. Onthou, ek het gesê my gradiënt van AB is gelyk aan my gradiënt van CD, omdat AB ewewydig is aan CD. Daarom kan ek sê CD se gradiënt is nou min 2. Met ander woorde, CD is gelyk aan min 2x, en hier het hulle nou ook vir ons gegee dat sy y-afsnit is minus 1, so ek kan sê CD is minus 2x minus 1. Goed, so ek het my x-as en my y-as. So hier het ek nou 'n skets op hierdie kartesiese vlak met my x en my y-as. En in hierdie geval gee hulle nou vir my 2 punte op hierdie reguitlyn. So die punte is die punt 4 en min 1, en die punt is min 2 en 3. So ek het nou 2 punte op my reguitlyn. Met ander woorde, ek het nou 2 koördinaatpare.
Nou die een metode wat ek kan gebruik is om nou my gradiënt uit te werk met my verandering in y op my verandering in x. Met ander woorde, ek het y2 minus y1 op x2 minus x1. Goed, so as ons dit uitwerk, kry ons 3 minus 1 gedeel deur minus 2 minus 4. Onthou net soos wat Tannie nou mooi vir julle gesê het, my koördinaatpare moet onder mekaar staan. Met ander woorde, ek moet die maatjies moet saam staan. Okay. So, ek het 3 minus 1 is 3 plus 1 op minus 2 minus 4 wat minus 6 is. So dit gee vir my 4 op minus 6 en dit is as ek dit vereenvoudig minus 2 op 3. Goed, so nou het ek solank y is gelyk aan minus 2 op 3x plus c. So nou moet ek nog my y as afsnit bepaal. Nou om my y as afsnit te bepaal, gaan ek enige een van die 2 punte instel. Goed, so kom ons kyk watter punt, jy kan enige een kies om in te stel. Dan gaan nou sommer net die punt 4 en min 1 kies. So ek gaan die 4 in x se plek sit en ek gaan die min 1 in y se plek sit. So ek het min 1 is gelyk aan minus 2 op 3 maal met 4 plus c. Met ander woorde, om my c alleen te kry, kan ek minus 8 op 3 plus c, om my c alleen te kry, gaan ek my minus 8 op 3 oorvat. So ek kry minus 1 plus 8 op 3 is gelyk aan c. Ons kan sien ons c moet 'n positiewe waarde hê, nee? Want onthou, hy sny die y-as, bokant die x-as. So kom ons kyk wat is ons c-waarde is, met ander woorde, c is gelyk aan 5 op 3. My vergelyking van my lyn is dus y is gelyk aan minus 2 op 3x plus 5 op 3. Dan gaan hom nou net vir julle mooi doen, hierdie ene wat ons nou die 2 koördinate het, gaan ek ook nou net vir jou doen met 'n gelyktydige vergelyking. Want onthou nou wat vir ons gegee is. Vir ons gegee is die 2 punte minus 2 en 3, en my ander punt wat vir my gegee is 4 en minus 1. Dit beteken, hulle moet my vergelyking waarmaak. Met ander woorde, as ek nou gehad het, y is gelyk aan mx plus c, dan kan ek nou hier 'n vergelyking uitmaak van 3 is gelyk aan m maal minus 2 plus c. So, dit gee vir my 3 is gelyk aan minus 2m plus c. So dit is my een vergelyking. Onthou, soveel onbekendes soos wat ons het, soveel vergelykings moet ons hê. So m en c is nou albei ons onbekendes, né? So as my volgende puntjie instel, dan gaan ek kry minus 1 is gelyk aan m maal 4 plus c. So as ek hom nou mooi skryf, kry ek minus 1 is gelyk aan 4m plus c. En dit is dan nou my tweede vergelyking. Goed, so ons kan sommer met hierdie vergelyking, omdat ons nou hierso sien, ons het 'n plus c en 'n plus c, gaan ek eliminasie kan gebruik. So as ek sê vergelyking 1 minus vergelyking 2, kom ons skryf hulle net weer hier mooi neer, en dan onder mekaar, daai is 1
en hierso het ek minus 1 is gelyk aan 4m plus c. Dis my tweede vergelyking. Met ander woorde, as ek hulle nou gaan aftrek van mekaar af, dan gaan hierdie word 3, minus minus word 'n plus, so 3 plus 1 is 4, is gelyk aan. Minus 2, minus plus 4, so daai word 'n minus 4, met ander woorde ek het minus 2m, minus 4m is minus 6m, en hier het ek nou c minus, plus c word ook 'n minus, en 'n c minus 'n c is met ander woorde 0. So nou het ek vir c geëlimineer. Nou kan ek vir m oplos. Om m te kry moet ek deel deur minus 6, wat ek regs doen, moet ek links doen. Met ander woorde, ek gaan sien minus 4 op 6 is m. As ek hom dus vereenvoudig is m minus 2 op 3. En ek kan sien ek is reg, want ek het 'n negatiewe gradiënt. Goed, nou het ek vir m. Nou kan ek enige een van die twee punte gebruik, want wat het ons? Ons het 3 is gelyk aan minus 2m plus c. So as ek nou gaan en ek stel hierdie m se waarde wat ek gekry het in sy plekhouer in, dan het ek 3 is gelyk aan minus 2 maal minus 2 op 3 plus c. En dit gee vir my 3 is gelyk aan 4 op 3 plus c. Ek gaan my 4 op 3 oorvat, so ek kry 3 minus 4 op 3 is c. So ek het 3 minus 4 op 3, en dit gee vir my 5 op 3. Met ander woorde, my vergelyking gaan wees, y is gelyk aan minus 2 op 3x plus 5 op 3. Dan persoonlik verkies maar die manier om net eers my gradiënt uit te werk, en dan 'n punt in te stel. Goed, so dit was nou my 5de voorbeeldjie. Kom ons kyk na ons 6de voorbeeld. In hierdie voorbeelde gaan ons nou net kyk na 'n paar voorbeelde wat deur woorde beskryf word. So, bepaal die vergelyking van elk van die volgende. Goed, so hier word nou vir ons in woorde gegee die beskrywing van die verskillende lyne. So, in die eerste plek sê hulle vir my, bepaal die vergelyking van 'n lyn van elk van die volgende. 'n Lyn deur die punte min 1, 2 en min 3, min 2. So ons weet hierdie punte min 1 en 2 en die punt min 3 en min 2 lê op my lyn. So in die eerste plek gaan ek my gradiënt bepaal met my verandering in y op my verandering in x. So ek het y2 minus y1 op x2 minus x1. En dit gee vir my 2 minus minus 2 op minus 1 minus minus 3. En dit gee vir my nou 2 plus 2 is 4 op minus 1 plus 3 is 2. Met ander woorde, ek kry my gradiënt is 2. Ek weet dus, y is gelyk aan 2x plus c. Hy gaan deur al twee die punte, met ander woorde, jy kan enige een van hulle gaan instel. Dan sal nou sommer die punt min 1 en 2 gaan instel. Goed, so ek het, my y-waarde is 2, is gelyk aan 2 maal min 1 plus c. So ek kry 2 is gelyk aan min 2 plus c. Ek wil c alleen hê, met ander woorde die min 2 gaan oor. Hy pak sy tassies en hy trek, so hy word 'n plus 2. Met ander woorde, ons kan sê c is gelyk aan 4.
My vergelyking van my lyn is met ander woorde, y is gelyk aan 2x plus 4. So my volgende voorbeeldjie gee hulle vir my 'n lyn met gradiënt van 3. Met ander woorde, ons weet daar m is gelyk aan 3. En hy gaan nou deur die punt min 1 en min 2. So ons kan al sê y is gelyk aan, mos nou ons mx plus c, so ons kan hierdie m gelyk aan 3 in hierdie m se plek gaan insit. So ek het y is gelyk aan 3x plus c. Om nou vir c op te los, gaan ek hierdie koördinaatpaar instel in my y en in my x se plek. So ek het min 2 is gelyk aan 3 maal min 1 plus c. So ek het min 2 is gelyk aan min 3 plus c. Ek wil c alleen hê, so my 3kie gaan oor. Hy word plus 3. Met ander woorde, ek het 1 is gelyk aan c. So ek kan daarom sê, my vergelyking gaan wees, y is gelyk aan 3x plus 1. By 6.3 sê hulle vir my 'n lyn met 'n y-afsnit van min 2 en hy gaan deur die punt. Hy het 'n y-afsnit van min 2 en hy gaan deur die punt 3 en min 4. So ek weet nou weer hierdie is my c-waarde. So ek kan sê y is gelyk aan mx min 2. Dan stel ek my punt 3 en min 4 in. So ek het min 4 is gelyk aan m maal 3 minus 2. Wiskundig net mooi, minus 4 is gelyk aan 3m minus 2. My minus 2 gaan oor, so ek het minus 4 plus 2 is gelyk aan 3m. Met ander woorde, minus 2 is gelyk aan 3m. Ek wil m alleen hê, so ek deel deur 3, wat ek regs doen, moet ek links doen. Daarom kan ek sê, m is gelyk aan minus 2 op 3. My vergelyking van my reguitlyn is, y is dus gelyk aan minus 2 op 3x minus 2. (6.4) sê nou vir my 'n lyn loodreg op 3y minus 2x is gelyk aan 4 en hy gaan deur die punt 2 en min 3. Nou wat is die belangrike ding wat ons hier moet onthou? Die belangrike ding wat ons hier moet onthou is dat die produk van die twee gradiënte moet gelyk wees aan min 1. So ons gaan in die eerste plek hierdie skryf na standaard vorm toe, sodat ons kan mooi weet wat sy gradiënt is. Ok, so, dit is die eerste stappies wat ek gaan doen. 3y minus 2x is gelyk aan 4. Onthou, ek wil hom na standaard vorm toe vat, en my standaard vorm is mos nou y is gelyk aan mx plus c. Met ander woorde, my 2x gaan oorgaan, dan het ek 3y is gelyk aan 2x plus 4. Ek wil my y alleen hê. Met ander woorde, ek gaan deel deur 3, maar onthou wat ek met die een term doen, moet ek met al die terme doen. Met ander woorde, ek kry y is gelyk aan 2 op 3x plus 4 op 3. My gradiënt is nou met ander woorde
gelyk aan 2 op 3. Nou ons reël het vir ons gesê, ons een gradiënt maal met ons ander gradiënt moet gelyk wees aan -1. Ek kan nou sommer vir julle hier sê, my tweede gradiënt gaan mos nou hierdie een se omgekeerde wees, met sy teenoorgestelde teken, maar kom ons werk dit uit. Ons het nou 2 op 3 maal met M2 moet gelyk wees aan -1. Om my tweede gradiënt dus te kry, gaan ek links maal met 3 op 2, wat ek links doen, moet ek regs doen. Ek maal altyd met 'n breekse resiprook, want dit gaan mos nou vir my die 3's kanselleer uit, my 2's kanselleer uit, met ander woorde, ek kry my tweede gradiënt is gelyk aan -3 op 2. So julle kan sien, my tweede gradiënt is die resiprook van my eerste een met die teenoorgestelde teken. So ek kan so lank sê, daarom gaan my lyn wees, y is gelyk aan -3 op 2x plus c. Ons moet nou nog net ons c-waardekie bepaal, en ons gaan dit mos nou doen, deur die koördinaat in te stel, waardeur my lyn loop. En my lyn loop nou deur die punt 2 en -3. Met ander woorde, ek gaan instel -3 is gelyk aan -3 op 2 maal met 2 plus c. Goed, so ek kry -3 is gelyk aan, as ek hier vermenigvuldig, gaan ek sien my 2's kanselleer uit, so ek kry dit is -3 plus c. My -3 kom oor, hy word 'n plus 3, met ander woorde ek het -3 plus 3 is c, daarom is c gelyk aan 0. My vergelyking van die lyn wat dus loodreg is, op 3y minus 2x gelyk aan 4, gaan gelyk wees aan y is gelyk aan -3 op 2x, en my y as afsnit is 0, so daar is geen konstante nie. Ons doen gou ons laaste voorbeeldjie, wat ook 'n klomp vertakkingkies het. In hierdie geval gee hulle vir my funksie, wat y gelyk is aan 2 op 3x plus 2. Nou vra hulle vir my, om die volgende lyne se vergelykings te bepaal. Die eerste een sê hulle vir my ewewydig aan f, en deur die oorsprong. So deur die oorsprong beteken hy sny mos nou my x-as en my y-as in die punt 0, 0. Met ander woorde, onthou wat is hier belangrik? Ewewydig beteken my een gradiënt moet gelyk wees aan my ander gradiënt. Met ander woorde, y gaan gelyk wees aan 2 op 3x. Hy gaan deur die oorsprong, so hy het geen c waarde nie, my c-kie is 0. Goed, die volgende een vra hulle vir my, loodreg op f, en hy gaan ook deur die oorsprong, dit beteken weer my c-waarde gaan 0 wees, nee? Want my oorsprong is die punt 0, 0. Hier is dit nou belangrik, loodreg beteken my een gradiënt maal met my ander gradiënt moet gelyk wees aan -1. So hierdie enetjie se gradiënt gaan wees -3 op 2x. Want onthou, as ek nou 2 op 3 maal met sy omgekeerde met die teenoorgestelde teken, dan gaan ek kry dat my 3's kanselleer uit en my 2's kanselleer uit, en dit gee vir my 'n -1 antwoord. Ek gaan ook deur die oorsprong, met ander woorde my c-waarde is 0. Hierdie enetjie sê nou vir my ewewydig aan f, en hy gaan deur die punt 0 en 5.
Okay, so wat weet ons nou weer? As x 0 is, beteken dit hierdie 5 is my y-as afsnit. Met ander woorde, ons weet dit is ons c-waarde. So ons het y is gelyk aan mx plus c. As hy ewewydig is, het hy dieselfde gradiënt, so dis 2 op 3x plus 5 is my y-as afsnit. Loodreg op f en deur die punt 0 en minus 3. 0 en minus 3, nou weet ek weer eens as x 0 is y minus 3, met ander woorde hierdie is my y as afsnit wat my c-waarde is. Loodreg, weet ons moet nou weer die omgekeerde wees, so ons weet dis minus 3 op 2x, en hy gaan deur my y as afsnit wat by minus 3 is. Ewewydig aan f, maar nou loop hy deur 'n ander punt. Hy loop nou deur die punt 1 en 2. So ons weet y is gelyk aan 2 op 3x plus c. Ons gaan stel nou die punt in. 2 is my y-waarde, 2 op 3 maal 1 plus c. Ek wil my c'tjie oplos, met ander woorde die 2 op 3 kom oor. Ek het 2 minus 2 op 3 is c, met ander woorde c is gelyk aan 2 minus 2 op 3, en dit gee vir my 4 op 3. So ek kan met ander woorde sê, y is gelyk aan 2 op 3x plus 4 op 3. Laaste enetjie sê loodreg op f en deur die punt min 3 en 1. Loodreg gaan beteken y gaan gelyk wees aan minus 3 op 2x plus c. Nou gaan ek my punt instel, met ander woorde 1 is gelyk aan minus 3 op 2 maal minus 3 plus c. 1 is gelyk aan 9 op 2 plus c. Met ander woorde 1 minus 9 op 2 is my c-waardetjie. En dit gee vir my c is minus 7 op 2. Met ander woorde, my vergelyking gaan wees, y is gelyk aan minus 3 op 2x minus 7 op 2. Okay, dit is die tipe vragies wat jy gaan kry rondom bepaal die vergelyking van 'n reguitlyn. Jy kan nou hierdie lesie inoefen deur jou huiswerk te voltooi. Ek hoop alles is vir jou mooi duidelik, maak seker dat jy alles onder die knie het. Geniet dit.